Vandag gaan ons kyk na maatskappye. Wanneer ons oor maatskappye praat, is dit belangrik om dit te vergelyk met ander sakevorme. Eerstens die eenmanssaak. Dit is die eenvoudigste vorm. Een persoon begin en bestuur die besigheid. Byvoorbeeld 'n klein bakkery of 'n slaghuis wat deur een persoon besit word. Die nadeel is dat die eienaar onbeperkte aanspreeklikheid het en persoonlik verantwoordelik is vir alle skuld. Dan het ons vennootskappe, waar 2 of meer mense saam besigheid doen. Dit kan byvoorbeeld 'n regsfirma wees, waar prokureurs saamwerk en wins deel. Hulle deel egter ook die risiko's en laste. Laastens, die maatskappy, en spesifiek publieke maatskappy. Anders as die ander 2 forme, het 'n maatskappy 'n afsonderlike regspersoonlikheid. Byvoorbeeld groot maatskappye soos Shoprite of MTN. Dit beteken aandeelhouers se aanspreeklikheid is beperk tot die waarde van hulle aandele. En kapitaal kan ingesamel word deur aandele aan die publiek uit te reik. Wanneer 'n maatskappy gestig word, is 3 kerndokumente noodsaaklik. 1. Die akte van oprigting, wat die doel en aard van die besigheid uiteensit. 2. Die statuut, wat die reëls en verantwoordelikhede van bestuur bepaal. En 3. Die prospektus, wat die publiek nooi om aandele te koop. Byvoorbeeld, as 'n nuwe konstruksiemaatskappy begin, sal die akte van oprigting aandui dat hulle in bouprojekte spesialiseer. Die statuut sal bepaal hoe die direkteure funksioneer en die prospektus kan beleggers lok om aandele te koop. Aandelekapitaal. 'n Maatskappy kry kapitaal deur aandele aan die publiek te verkoop. Ons onderskei tussen gemagtigde aandelekapitaal, die maksimum wat mag uitgereik word, en uitgereikte aandelekapitaal, die werklike aantal aandele wat verkoop is. Ons voorbeeld verduidelik dit goed. Eerstens is 20.000 aandele uitgereik teen R12.25 elk. Dit beteken ons ontvang R245.000. Daarna nog 30.000 aandele teen R18.50 elk. Ons ontvang R555.000. Saam is dit 50.000 aandele met 'n waarde van R800.000. As ons die totaal deel deur die aantal aandele, kry ons 'n gemiddelde uitreikprys van R16 per aandeel. Behou-inkomste. Direkteure betaal nie altyd alle winste as dividende uit nie. Soms hou hulle 'n gedeelte terug om uitbreiding te finansier. Byvoorbeeld, 'n maatskappy kan besluit om nie die hele wins aan die aandeelhouers uit te deel nie, maar eerder 'n nuwe tak in 'n ander stad oop te maak. Terugkoop van aandele. 'n Maatskappy kan besluit om van sy aandele terug te koop. Redes sluit in om beheer oor die maatskappy te kry, om die verhouding van skuld en ekwiteit aan te pas, of om oor die oorblywende aandeelhouers 'n groter dividend te gee. Kom ons probeer 'n oefening. Boekstaaf die gegeewe transaksies in die geopende grootboekrekeninge en sal deur die rekeninge op 30 September 2025. Inligting. Die volgende saldo's verskyn in die boeke van Boris op 1 Maart 2025. Gewone aandelekapitaal: R250.000 uitgereikte aandele, R925.000. Bou-inkomste: R754.000. Stap 1, sit die beginsaldo's in. In jou gewone aandele kapitaalteerekening aan die kredietkant, 2025 Maart 1 saldo afgebring R925.000. In jou behoue inkomste teerekening aan die kredietkant, 2025 Maart 1 saldo afgebring R754.000. Transaksies. 31ste Mei word 'n verdere 50.000 gewone aandele uitgereik teen 'n uitreikprys van R6.70 per aandeel. 50.000 aandele maal R6.70 is R335.000. In ons gewone aandelekapitaalteerekening aan die kredietkant, Mei 31ste bank KOJ R335.000. 30 September word 30.000 gewone aandele deur die maatskappy teruggekoop teen 'n prys van R7.10 per aandeel.
Onthou, terugkoopprys gaan nie gewone aandelekapitaal doen nie. Gemiddelde uitreikprys gaan gewone aandelekapitaal toe. So ons moet eers gemiddelde uitreikprys na 31 Mei uitwerk, wat R4.20 per aandeel is. So 30.000 aandele wat ons teruggekoop het, maal R4.20 is R126.000. In ons gewone aandelekapitaal teerekening aan die debietkant, 2025 September 30ste bank, KBJ R126.000. Dan werk ons die verskil uit tussen die terugkoopprys en die gemiddelde uitreikprys en dit gaan behou inkomste toe. So R7.10 minus R4.20 is R2.90. 30.000 aandele wat ons teruggekoop het, maal R2.90 is R87.000. En jou behoue inkomste teerekening aan die debietkant, 2025 September 30ste bank, KBJ R87.000. Laaste stap is om jou rekeninge te saldeer. Finansiële berekeninge speel 'n groot rol in maatskappye. Waardevermindering. 'n Motor wat die maatskappy koop, verloor elke jaar waarde. Dit kan reguit lyn bereken word of volgens die verminderde saldo metode. Voorraad. As 'n winkel 100 brode in voorraad het en slegs 90 tel met voorraadopname, beteken dit daar is 'n tekort van 10 brode. Dit word as 'n uitgawe aangetoon. Oninbare skulde. As 'n kliënt nie sy rekening kan betaal nie, word dit as afgeskryf as oninbaar. Hierdie prosesse wys die realistiese waarde van die besigheid se bates en inkomste. Opgelope en vooruitbetaalde items. Hier kyk ons na tydelike bates en laste. Opgelope uitgawe. 'n Voorbeeld sal wees, die maatskappy skuld nog R10.000 vir huur, maar dit is nog nie betaal nie. Vooruitbetaalde uitgawes. 'n Voorbeeld sal wees, ons betaal volgende jaar se versekeringspremie. Dit word as 'n bate erken. Dieselfde met inkomste. Opgeloopte inkomste is reeds verdien, maar nog nie ontvang nie, soos rente op 'n belegging. Vooruit ontvangde inkomste is reeds betaal deur 'n kliënt vir diens, wat ons eers volgende jaar gaan lewer. Dividende. Dividende is die deel van die wins wat aan aandeelhouers betaal word. 'n Interim dividend kan in die middel van die jaar betaal word. 'n Finale dividend word aan die einde van die jaar verklaar. Kom ons probeer 'n oefening. 31 Augustus 2025. Die voorlopige beraamde belasbare wins vir die jaar is bereken op R600.000. Maatskappybelasting word bereken as 28% van die belasbare inkomste. 'n Eerste voorlopige belastingbetaling ten opsigte van die eerste 6 maande word per EFO gemaak. In jou SAID teerekening aan die debietkant, 2025 Augustus 31ste bank, R600.000 maal 28% gedeel deur 2 is R84.000. 25 Februarie 2026. 'n Tweede voorlopige beraamde belastingbetaling van R100.000 word per EFO aan die SAID oorbetaal. In jou SAID teerekening aan die debietkant, 2026 Februarie, 25ste bank, KBJ R100.000. 28 Februarie. Die korrekte netto belasbare inkomste soos per die staat van omvattende inkomste of inkomstestaat bereken R650.000. Toon die aansuiwering om inkomstebelasting teen 28% in berekening te bring. In jou SAID teerekening aan die kredietkant, 2026 Februarie 28ste inkomstebelasting R650.000 maal 28%. AJ, dit is R182.000. Laaste stap is om jou teerekeninge te saldeer. Ons probeer nog 'n oefening. Hughes is 'n publieke maatskappy met 'n gemagtigde aandelekapitaal van R600.000 gewone aandele. Op 1 Maart 2025 was 40% van die aandele uitgereik. R600.000 aandele maal 40% is R240.000 aandele. 10 September 2025. 'n Interim dividend van 25 sent per aandeel word verklaar. R240.000 aandele
maal 25 sent is R60.000. In jou aandeelhouers vir dividende teerekening aan die kredietkant 2025 September 10de gewone aandele dividende AJ 60.000. 5 Oktober. Die tussentydse dividend word per EFO aan die aandeelhouers uitbetaal. In jou aandeelhouers vir dividende teerekening aan die debietkant 2025 Oktober 5de bank KBJ 60.000. 25 Februarie 2026 word 'n finale dividend van 35 sent per aandeel verklaar. 240.000 aandele maal 35 sent is R84.000. En jou aandeelhouers vir dividende aan die kredietkant 2026 Februarie 25ste gewone aandele dividende AJ R84.000. Kom ons probeer 'n laaste oefening. Die inligting het betrekking op Sunnyville en is geneem uit die finansiële rekord op 28 Februarie, die laaste dag van die finansiële tydperk. Inligting. Behoue inkomste aan die begin van die finansiële jaar is R143.000. In jou behoue inkomste teerekening aan die kredietkant 2024 Maart 1ste saldo afgebring R143.000. Netto wins vir die jaar voor belasting is R780.000. In jou verdelingsrekening aan die kredietkant 2025 Februarie 28ste wins en verliesrekening AJ R780.000. Inkomstebelasting word bereken teen 30% van netto wins. R780.000 maal 30% is R234.000. In jou verdelingsrekening aan die debietkant 2025 Februarie 28ste inkomstebelasting AJ R234.000. Gewone aandele dividende, totale dividende vir jaar is R450.000. In jou verdelingsrekening aan die debietkant gewone aandele dividende AJ R450.000. Om ons verdelingsrekening te balanseer, sit ons behoue inkomste in van R96.000. Die finansiële state is die eindverslag van 'n maatskappy. Die inkomstestaat wys die winsgewendheid, die staat van finansiële posisie wys bates, laste en ekwiteit. Die notas is egter net so belangrik. Hulle verduidelik die besonderhede agter die syfers. Nota 7, gewone aandelekapitaal, is belangrik omdat dit aandui hoeveel kapitaal die maatskappy deur uitgereikte aandele ingesamel het en watter waarde daaraan gekoppel is. Dit help beleggers verstaan hoe die aandeelhouers self in die maatskappy belê het. Nota 8, behoue inkomste, is net so noodsaaklik, want dit wys hoeveel wins oor die jare teruggehou is vir herbelegging. Dit gee 'n aanduiding van die maatskappy se stabiliteit en sy vermoë om uit eie winste uitbreiding te finansier, sonder om altyd nuwe skuld aan te gaan. Ons uiteindelike doel is om 'n duidelike en eerlike beeld van die maatskappy te gee.